Tydig en ontydig. Almal sê tydig en ontydig. En met dit wil ek sê, as jy die woord sê, vir ewig wil ek U loof, vir altyd en vir ewig. Ja, ons sê, ek is altyd lief vir die Here en ek wil vir ewig hom loof, ek wil vir altyd in sy huis bly, ek wil vir altyd hom volg. Wat sê ek vir my vlees? Tydig en ontydig. Wat sê jy vir jou program? Tydig en ontydig. Wat sê jy vir verhoudinge? Tydig en ontydig. Wanneer ek so voel en wanneer ek nie so voel nie. Wanneer ek wil en wanneer ek nie wil nie. Wanneer ek 'n verskoning het en wanneer ek nie 'n verskoning het nie. Wanneer my emosies sê ja of wanneer my emosies sê nee. Wanneer ek vies is en of ek nou nie vies is nie. Of ek nou opgewonde is of neerslagtig is. Dit is wat eintlik beteken vir altyd, vir ewig. Vir al hierdie ander goedjies sê ek nou eintlik tydig en ontydig. Goeiemôre. So die eerste skrif, 2 Timoteus 4 vers 2. 2 Timoteus 4 vers 2. Skryf dit asseblief neer. Verkondig die woord van God. Verkondig die woord. Hou aan tydig en ontydig. Almal sê tydig en ontydig. Nou sê dit met 'n gesindheid. Tydig en ontydig. En die Here moet ons hiermee help. Want daar moet 'n doel wees. Want dit is veral in die ontydige tyd, wanneer ek die woord hoor, wat dit my kan verlos, wat dit my kan red, wat dit my kan veilig hou, wat dit my 'n deurbraak kan gee, wanneer ek kan insig hê. Dis juis op daai ontydige tyd, wat ek die woord so nodig het. Hallo? Wanneer ek tydig is, ja, ek sit by die voete van Jesus en dis great, en dis kosbaar, en dis mooi, en dit moet so wees. Maar daar is 'n tyd vir in die kombuis wees. Nie 'n tyd in die kombuis wanneer jy vies is van Maria en vies is en sê, Here, ek het 'n probleem met U, want hoekom laat U dit toe? Nie vies vir eerstens vir Maria nie, maar eerstens praat ek met Jesus. Jesus, hoe kan U dit toelaat dat sy daar sit en ek moet alleen die kos maak? Maar daar's tye wat jy in die kombuis moet wees. Dan is dit nie 'n tyd sonder Jesus in die kombuis nie. Dis 'n tyd saam met Jesus in die kombuis. Hallo? Dis soos daai lied, né? Julle onthou daai lied wat daai vrou in die kombuis geskryf het, gesing het, nuwe lied in haar hart, en sy moes korrelgoed was, sy moes kos maak vir almal, en sy was hierdie kombuis tannie gewees. En toe skryf sy daardie lied natuurlik in haar hart, en sy sing vir die Here in die kombuis, want sy is besig met die Here in die kombuis. En God besluit daardie lied in die kombuis moet op die lippe van al die nasies word in die volgende klomp generasies. En die lied is I love you Lord and I lift my voice. Waar is daai lied geskryf? Deur 'n tannie wat moan en groan. Vir 'n tannie wat dit ontydig is om nou geestelik te raak. Want daar's soveel werk, daar's soveel goed wat moet gebeur, en ek moet my afsloof, en ek moet hulle dien. En hier staan ek alweer in die kombuis. En sy loof van God op 'n ontydige tyd. En God sê daai lied wat uit daai hart uitkom, moet op die lippe wees van die mens. Is ons met mekaar. Verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. O, jetetjie tog, daai ander goedjies praat ons nie oor nie. Weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Dit praat van twis. Dis gewoonlik wat ons sal sê. Maar waaroor gaan hierdie weerlê? Dit is keer dat iemand nie in duisternis gaan nie. Bestraf gaan oor 'n vader wat lief is. 'n Vader wat 'n seun tugtig, daai straf in die oorspronklik praat meer van dissipline, want die Vader tugtig elkeen wat hy lief het. Omdat jy egte kind is, as ek glo jy's 'n egte kind van God. Daarom glo ek ons kan praat oor goedjies wat nie lekker is nie. Oor goed wat bietjie moet verander. Hallo? As ek glo
Dis 'n ware kind van God. Vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Ja, ek weet nie of dit by julle gebeur het nie, by my het dit so net een keer al gebeur in my lewe, wat 'n ou bestraf, nie in lankmoedigheid nie. Partykeer, veral met jou kinders en so, het dit dan nou mos nou al gebeur, jy weet, dat die weer lê en die bestraffing en die vermaaning gebeur wanneer daar nie lankmoedigheid is nie, wanneer ek tot hier toe was, wanneer ek nou klaar is met lankmoedigheid, nou bestraf ek. Nou weer lê ek, nou bring ek korreksie, as ek nou klaar is met lankmoedigheid. Nou, dis wat God nie is nie. Want die fondasie van liefde is, 1 Korintiërs 13, die liefde is lankmoedig. Lankmoedig. So mag God ons help, dat ons met mekaar kan praat, in liefde, op so 'n manier kan praat, in die seisoen van lankmoedigheid, voordat die vlees oorneem. Verkondig die woord, tydig en ontydig. So as ouens gaan kom, daar by die werk, as jy voel, hier is nog nie die tyd om oor Jesus te praat nie. Mense, daar by Checkers, is nie die tyd om oor Jesus te praat. 'n boodskapie vir 'n klomp mense te stuur, wat jy weet, van daai ouens is goddeloos, nie gered nie. Of boeties en sissies, maar net 'n bemoediging stuur. Doen dit. Doen dit op die ontydige tyd. Want dit is dalk juis die tyd wanneer hulle dit nodig het. Dis juis die tyd wanneer hulle dit nodig het. Kan 'n klomp getuienisse gee van uit my eie lewe uit, waar ek dit gemis het en ander kere waar die Here net daar was. Waar die Here net daar was. Die enetjie ken julle, want julle skryf ons almal dagwoorde en in daai swart boekie is daar een getuienis van Madagaskar, waar dit gebeur het, en dat hierdie leier van oor die 1000 kerke, wat ons eerste primêre kontak was, hy saam met my by die lughawe, ons gaan nou uitvlieg, en waaragtig het ek een van die ander Kreari ouens se vliegtuigkaartjies. Pragtig man, jy weet. En in daai interessante verkeer van Madagaskar, wat jy nie weet, wie gaan nou links, regs, vorentoe of agtertoe nie. Dit gaan net so deur mekaar. Was dit nou 'n hele rukkie om daar uit te kom? Hier sit ons nou en ons kyk nou wat. En nou gaan die ander Kreari ou, gaan hy betyds terugkom. Maar dit is nou Saterdag en ek glo ons moet gaan. Ek wil nie hierdie ou nou nog ontydig nou hierso nou sy tyd mors nie. Ek wil nie sy tyd mors nie. En al wat hierdie apostoliese leiers sê, relax my brother. The Lord want you to minister tomorrow at the church. Hy geniet die oomblik. Maar ek voel net, nee, kan nie. En, lang storie kort, dit het aangehou vir 'n uur en 'n half, nou is dit baie na aan tyd om te vlieg. Nog steeds nie gebeur nie. En op die ou en sê ek vir hom, ek is so jammer, en ons moes reël, dat ons die vlug nou die volgende dag uitgaan, en ek sorry net, en sorry voor, en sorry agter, jy weet, wanneer jy was nou, you're a nuisance, nie 'n nuisance, jy is nou 'n las, of wat ook al. En dit is sorry, en op die ouend is in die kar, en dit is net verkeersknope, jy staan, en hy wil vinnig gaan net iets by 'n mall, soos 'n mall, hulle het nie malls nie, maar by so Spar of 'n plek wil gaan koop, en hy gaan in, party van julle ken die storie, en hy gaan in, en ek sit hom aan die kar, en hier kom 2 polismanne, jy weet, grand, motorbikes, en agter het so 'n lang swart kar, en daar kom so ou uit, en hy is daar in, dis moet seker very important people, jy weet, en ek kry net 'n woord, maar die Here wil jou gebruik, en dit, en ek dog, alright, as die ou uitkom, miskien moet ek dit nou vir hom gee, of is dit nou maar net, omdat ek nou hierdie ou hier sien, dat ek nou vir hom 'n woord het. En ons wag nog 'n ruk, en uiteindelik kom die apostoliese leier uit, en hy sê, goed, kom ons ry. En ek dog, weet jy, ek het hierdie ou nou al 5 ure gevat, net met al my moeilikheid nou, met 'n verkeerde kaartjie. Laat ons dit net los, en ons ry, en soos ons net so om die blok gaan, sê ek van, en ek weet net, I had a word for that, there was a guy, and I had a word for him, en die ou sê, why did you not give it? Toe is dit een van die 4
deputy ministers van Madagaskar. Jy die eerste minister en dan jy hierdie 4. En hy was een van hulle. Maar die man raaskoon met my en ons is weer om die hoek na ruk. He's gone. He's gone. Toe ek by die huis kom en toe eers my dagwoord lees, toe is my dagwoord en Philip, wat besig was met hierdie konferensie en alles, was sent to a very important official from Ethiopia. Hy was nou maar net 7 keer, sorry, waar ek dit regtig toe nou gemis het. Waar ek gemis het. Dit was 'n ontydige tyd. Dit was 'n ontydige tyd. Dis soos in, kom ek wees nou nog meer moeite. Kom ons wees moeite vir mense. Dat mense dalk gaan sê, jy weet, jy wil ons nou nie moeite wees nie, en moeite vir mense wees nie, dat dit nou 'n las gaan veroorsaak. Hulle kan geïrriteerd raak, hulle gaan frustreerd raak met my. Hulle moet nou meer opoffer vir jou, as jy nou nog hierdie ding wil doen. Mag Heilige Gees ons lei. Leer uit my foute, asseblief. En so ja, ek het probeer om 'n woord by daai uit te kry. Ek weet nie of dit daar uitgekom het nie, maar man, die Here het asprus dat ek die verkeerde vliegtuigkaartjie het, sodat ek daai woord kan gee vir daai very important official from Ethiopia. Daai very important official. Maar ek het dit gemis. Die Here gaan ons help. Amen. Verkondig die woord, tydig en ontydig. My broer, waar jy ook al gaan. Nommer 2. Tydig en ontydig. Bid tot God. Efesiërs 6:18. Dit praat van die wapenrusting. Alles aantrek van die wapenrusting. Dis mos die woord van God in alle fasette. Terwyl jy trek die wapenrusting aan en jy staan teen die vyand en jou worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, teen die bose geeste. En terwyl jy al hierdie goedjies doen en jy staan en jy leer om te staan, jy trek die wapenrusting aan en jy sit met die swaard van die gees wat jy mee werk en al hierdie fasette en jy wandel in geloof met die skild van geloof en die helm van verlossing, dat jy die regte gedagtes dink met die voete vir die bereidheid van die evangelie terwyl jy die evangelie verkondig en al hierdie dinge wat jy doen met die woord, saam met die woord. Terwyl julle dit doen, wat moet gebeur? Terwyl julle met alle gebed, almal sê alle gebed. Terwyl. Almal sê terwyl. So hier is iets wat moet gebeur, terwyl al die dinge gebeur, moet hierdie ding ook gebeur. Maak nie saak wat jy doen nie, terwyl jy al jou dinge doen, is hierdie ding belangrik dat dit ook gebeur, terwyl. Nie net ek het 'n tydjie met God in gebed nie. Ek het 'n tyd met God met die woord. Yes, jy wag op die Here. Daar's 300 skrifte vir daai een. Wat jy moet wag op die Here, wat jy moet stil word voor jou God. Jy moet daai tyd hê, maar hierdie ontydige gebed is wanneer dit 'n leefstyl word. En wanneer jy leer om dit ontydig te doen, dan word dit 'n leefstyl. Sodat jy kan leef wanneer jy sê, en die waarheid praat wanneer jy sê, ek sal U altyd loof, ek sal U altyd volg, ek sal U altyd lief hê. Vir ewig wil ek in die huis woon, vir altyd, vir ewig en vir altyd. Hy is waar in die praktyk, wanneer ek leer om hierdie ontydige storieetjie mee te deel. Terwyl julle met alle gebed en smeking. Smeking het te doen met intens, dis nie kerm nie. Die smeking het te doen met intensiteit. Terwyl julle met gebed en intensiteit, by hoeveel geleenthede? Enige iemand? Elke, almal sê elke, alle gebed, by elke geleentheid, bid in die gees, dat die gees jou lei, bid in die gees. So wat sê dit? Terwyl jy besig is, my boet, my sis, moet jy in die gees een wees. Terwyl jy besig is met wat jy doen, is jy veronderstel om nie Heilige Gees te ignoreer nie. So as jy eerstens bid in die gees, beteken dit, jy in die Heilige Gees praat. Daar's 'n kameraadskap, daar's 'n harmonie, daar's soos 'n leiding, daar's soos 'n hoor wat jy nou moet doen. Daar soos dit, ek doen dit vanuit die krag wat God verleen. Ek praat vanuit die woord wat God vir my gee.
en ek ervaar die Heilige Gees werk. Want een of ander gees gaan saam met jou werk. Klaar. Soos die skaduwee aan jou regterhand. Dan gaan een of ander gees saam met jou werk. Dan gaan 'n gees van performance saam met jou werk, of jy nou wil of nie. Die ander gaan hulle self nooi. As jy nie die Heilige Gees nooi nie, die ander sal hulle self nooi. Die duiwel is nou nie so stupid. Wat sal sê? Ek sal wag totdat hulle die gees van verwerping of die gees van stres nooi. En as hy die gees van stres nooi om te kom, gees van stres kom dan, duiwel, demoon van stres, en dan werk jy saam. Die duiwel is nou nie so stupid nie. Maar die Heilige Gees, met respek, waar ek vir hom respek het, wag dat ek hom nooi. En dat ek, as ek bid in die Gees, by elke geleentheid, alle vorme van gebed, onder leiding van die Gees, in die Gees, gaan dit oor jy en die Heilige Gees wat gaan werk. Maar môre, jy gaan nie uitstap. Jy gaan môre werk met broer. Jy gaan saam met 'n Gees werk. Jy besluit. Maar as jy die lig nie nooi nie, jy sal nie glo nie, die duisternis gaan daar wees. Vanself. As jy die lig nie nooi nie, gaan die duisternis daar wees vanself. So mag God jou help, mag God my help, dat ek nie vanuit vrees, dat daar nie genoeg gaan wees nie, dat ek nie vanuit stres, dat ek nie vanuit angstigheid, dat ek nie vanuit negativiteit, dat ek nie vanuit, ek moet hierdie ding doen, sodat daar sekere oplossings is. Dat ek nie vanuit misleiding, hoekom kan daar misleiding wees? As ek nie die leiding van die Heilige Gees hoor, en die woord van God kry, oor my week nie, die woord van God oor hierdie situasies wat ek moet hanteer nie, die woord van God oor my sukses, dat die sukses nie my wegvat van God af nie, die woord van God oor my rykdom, wat die grootste ding was wat die ouens weggevat het, die woord van God oor jou geld, wat die enigste ding was, wat hel in die kern 12 kon inkom, om iemand te kry, om Jesus te verloon. Geld. Wat is God se woord oor jou geld? Want andersins geld gaan met jou praat, my boet, my sis, hy gaan vir jou sê, hoe lyk jou program, dat jy het hierdie hoeveelheid nodig, so jy gaan vir jou sê, hoe lyk die program, wanneer gaan jy stres, wanneer nie, wanneer het jy tyd vir dit, en hoe die woord, of saam bid, of saam dit, of saam dat, wat ook al met jou boetie, met jou sissie, met jou vrou, of jou man, hoe dit ontydig is. Een van die Gees het gesê, wanneer is dit tydig, wanneer is dit ontydig. Maak seker, jy hoor die Heilige Gees in daai sin. Maar hoe gaan jy daar kom? Gebed is posisionering. Almal sê, gebed is posisionering. Jy kan dit neerskryf. So wanneer ek in gebed kom, dan sê ek loop. Nou daar waar God aktief besig is om iets te doen. God gaan altyd saam met my wees, soos die skaduwee aan my regterhand. Maar as ek saam met hom wil wandel, as ek saam met hom wil wees, as ek saam met hom wil beplan, as ek saam met hom wil werk, as ek vir hom wil werk, dan is dit 'n saam ding. Dit is 'n saam. Dis altyd 'n saam. Hallo. Alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees en juis daartoe waak, want dit gaan nie sommer net gebeur nie. Juis daartoe waak, wanneer jy moet waak, wanneer jy die opdrag kry om te waak, beteken dit gaan nie net gebeur nie. Hierdie ding gaan nie net gebeur nie. Juis daartoe waak met alle volharding. Hoekom? Want jy gaan nie noodwendig volhard om te bid nie. Jy gaan nie volhard om te bid nie. Jy het die nodig om die opdrag te kry. Onthou om aan te hou. Hallo. Hoekom moet ek dit vir jou sê? Sê die pa vir die seun. Want die pa weet, die seun gaan nie noodwendig aanhou nie. Onthou, jy moet tot die einde van die skooldag aandag gee vir wat die onderwyser sê. Hoekom sê jy dit vir hom as jou kind alles A kry? Ek was nou nie een van die A nie. Maar hoekom? As die pa of die ma weet, my kind, hy gaan dalk so 'n bietjie 'n kans of 2 of 3 vat. Hallo? So jy kry die opdrag, omdat jy weet, dat dit nie natuurlik net gaan gebeur. Dit gaan nie net natuurlik gebeur. So wat is die keuse wat jy maak vandag nou? Nou verander jy, op die oomblik verander jy, as jy leer dat jy nie nou
sal warra, 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 maar wanneer ek die woord hoor, wanneer ek die woord lees, wanneer die Gees met my praat, ek sal volhard om te luister, ek sal volhard om te fokus vanuit respek vir die Gees, omdat die Gees van God respekteer. So as die woord van God oopgaan, ten minste dan, moet ek leer om te fokus op die Gees, te fokus op wat hy wil sê. Want bid in die Gees is 'n tweegesprek, dis nie 'n ITM nie. Jy sit dit daar neer en dankie Here, dis nie 'n verhouding nie. Dis 'n misbruik, dit is iemand wat jy net order. Dit is 'n servant met wie jy nie verhouding het nie. So begin by respek. Hy's nie jou servant nie, hy's nie jou dienaar nie, hy's nie jou diensknegt nie. So as ek nou nie lekker voel oor dit of dat nie, kom ek wees besig met ander goedjies. Okay. Jy besluit met watter gees stap jy hier uit, of met watter gees doen jy jou werk. Maar nou kan jy oorwinning vat, soos wat jy nou kies, soos wat ons saam kies, wat 2 of meer saamstem, en 2 of meer is vanmôre hier, wat saamstem, dis hoe ons sal wandel. En dis wat ons bid vir elke kerk daar buite, man. Vanmôre kom hulle by mekaar. En mag daai kerke, mag daai miljoene kerke vanmôre saamstem met die woord van God. Waar 2 of meer saamstem. Al is dit jy wat saamstem met die woord, dis 2. Jy en die woord stem saam, dat dit gaan gebeur. Wat sal gebeur as die kerke so al hoe meer saamstem met die woord, dat dit is wat gaan gebeur. Daai politieke party, as hulle saamstem, as MK en ANC en EFF en dalk nog die 1 of 2 saamstem oor 'n klomp goed, kan daar 'n merske groot gemors van 'n goed gebeur. Boetman, jy is gone, sekere goed is gone, daai grond is gone, die bloed, hy loop. Wat sê ek? Die duiwel weet. Die duiwel weet as hulle saamstem. Ons moet net nie die Christene kry om saam te stem nie. Dan is dit alright. Maar begin om saam te stem met die Gees en die woord. Daar's 3 wat getuig in die hemel, daar's 3 wat getuig op die aarde, 1 Johannes 5. En hulle, almal stem saam. Almal sê stem saam. Stem saam. Mag God ons help om dit te verstaan. En jy's daartoe wakker wees, met alle volharding en smeking vir sommige van die ouetjies wat jy ten minste sien wat behoefte het. Toe nou nie. Ongelukkig vir al die heiliges. Vir almal van hulle. Is ek nou hier? So of ek nou vir Marius wil bid of nie, ek moet seker maar. Here, 4, in Jesus naam. Jy weet, en dan gaat jy aan met die ander, dat die Here hulle seën. Mag die Here ons help. Hallo, bid vir al die heiliges, want jy het nie die tyd vir al die goed nie, man. Maar soos wat daai ma, soos wat daai ouma, Here, ek bring al my kleinkinders, bring al my kinders voor die naam. Nee, jy het nie hulle name genoem nie, so ek gaan hulle nie help nie. Come on, watter God dien jy? Hallo? En Here, ek bring my kinders, ek bring my kleinkinders voor U, en jy bring hulle in gebed. Jy sit hulle, vir al jou kinders, vir al jou kleinkinders. Here, vir al die ouens wat vanaand gaan koud slaap, vir al die ou kinders wat vanaand huil, want hulle het nie kos in hulle maag nie. Here, ek bid hulle, ek bring hulle voor U. Dus jy nou nie al die kinders van hoeveel miljoen by die naam hoef te noem nie, jy sal dit nie glo nie. Maar God verstaan wat jy sê. Vir al die heiliges, wat beteken dit? Eerstens vir jou geestelike familie. Vir al die heiliges, vir almal wat hulle eenkant gesit het vir my. Dis die heiliges. Ons praat nou hier met die heiliges. Dit beteken nie die wat perfek is nie. Heilig beteken eenkant gesit vir sy alleen gebruik. Julle het gekies, ek het gekies om eenkant gesit te word vir God. Onthou daai definisie van heilig, en daai die heiliges. En ons sê God is heilig, en in daai woord heilig beteken onvergelykbaar. En om saam met hom te wandel, een met hom te wees, intiem met hom te wees, is onvergelykbaar.
as ek dit saam met die Gees doen. Dan is dit onvergelykbaar. Want God is heilig. God is onvergelykbaar. Daarom, wees onvergelykbaar in jou wandel saam met hom. God is heilig. Daarom, wees heilig. God is uniek. Daarom, wees uniek. God is die volheid van die skoonheid. God is die mooiheid. God is die lieflikheid. God is the majesty, the awesomeness. So walk in awesomeness, because God is awesome. Amen. Wanneer? Tydig en ontydig. Okay? So gaan submit nie aan jou tydig en ontydig, van hierdie ding is ontydig, en nou beplan jy jou week. Jy beplan môre. En jy besluit wat is tydig en wat is ontydig. Daar's nie 'n tydig en ontydig vir saam met die Gees wees, intiem met hom. Maar dis 'n leerskool, come on man. Ons is nie perfek nie. Dis 'n leerskool. Maar mag die Here jou help. Mag die Here my help. Amen. Dit was bid tot God. Tydig en ontydig. Eerste een, verkondig tot God. Verkondig tot die wêreld. Verkondig tot jouself. En met daai eerste een ook. Is nie net verkondig die evangelie daar buite nie. Ek moet my sê, jy kry maar vir jou 'n mooi speeltjie. Ongelukkig daai speeltjie. Hy gaan nie sê wat hy wil nie. Maar jy moet daar in daai spieël van die woord. Die skrif sê die woord is 'n spieël waarin ons kyk. Kyk in hierdie spieël. En dan gaan jy van sekere goed baie hou en ander goedjies moet maar verander. Weer lê, bestraf, vermaan, maar ook bemoedig en ontdek hoe kosbaar jy is en wie jy is in Christus. Gaan asseblief en kyk nie eerstens in die spieël van jou omstandighede, die spieël van jou swakhede, die spieël van jou sonde, die spieël van jou sukses. Gaan kyk in die spieël van die woord en verkondig die woord tot jouself. Kom ons sê, ek sal die woord verkondig aan myself. En dit is, haal nou maar eers die balkie uit, voordat jy die groot splinter uit jou buurman uithaal. Vir hoe ons daai skrif hier ook al wil sê. Halleluja. Dis die verkondig, tydig en ontydig, tweede een, bid, alle gebed, elke geleentheid, waak daartoe met volharding vir al die heiliges. En dan derde een, loof God. Nou daarso het jy 1000 of 2438 skrifte, wat in die psalms vir jou sê, en in die Bybel vir jou sê, dat het vir altyd, ek sal die Here altyd deurloof. My siel sal hom beroem in die Here. Die ootmoedige sal dit hoor en bly wees. Askies julle, daar's 'n vers 1 ook. Nee, ek weet nie wat het hier gebeur nie. Maar hy sê, dat ek die Here altyd sal loof. Dat julle gaan kyk daar op Psalm 34. Duidelik nie vir hierdie vers nie. Maar julle is met my? Wat beteken altyd loof? Laat daar altyd 'n lied in jou wees. Kom ons sê, daar's 'n lied in my hart. En God is die lied in my hart. So sing daai lied, my broer, my sis, sing daai lied. Sing daai lied, laat jou lewe sing. Laat jou lewe nie sing 'n klaaglied nie. Jy weet, daar kom daai ou en hy gaan weer kla. Dit gaan weer 'n klaaglied wees. Jy weet. Nee, laat dit 'n loflied wees. Wees eerlik oor die situasie. Ons het so 'n antie in onsself. Ons sê altyd, hierdie tannie gaan deur baie goed partykeer, maar sy is altyd so dankbaar, maar sy loof God. Laat die lof van God altyd in jou mond wees. Soos wat ons sê hier op aarde, wanneer jy deur sekere goed gaan, jy het net nou die geleentheid om God so te loof. Want in die hemel gaan daar nie slegte omstandighede wees nie. Daar gaan nie intimidasie wees. Daar gaan nie uitdagings wees nie. Daar gaan nie frustrasie wees nie. Daar gaan nie moedeloosheid wees nie. Daar gaan nie emosies wees wat op en af gaan nie. Daar gaan nie daai goed wees nie. So, jy gaan nooit tot in alle ewigheid God so kan loof, soos wat jy op aarde hom kan loof nie. En ek praat van 'n loof wat sê, Here, ten spyte van dit, nogtans sal ek U loof. Dis ons goeie Habakuk 3, né?
Al gebeur dit nie, al is die hemel nie so mooi nie, al is die engele stout. Ongelukkig gaan daar nie so iets wees nie. Hallo? Maar op aarde, al gebeur dit nie, al gebeur dat nie, al gebeur dat nie, al gebeur dat nie. En die Here wag net vir jou om daai ding te sê. Nie as 'n triek, sodat hy jou omstandighede verander nie. Maar hy weet, my kind gaan my loof ten spyte van. My kind gaan nog net hierdie een keer op aarde hierdie geleentheid hê, in hierdie situasie, om vir my te sê, hy is lief vir my, hy loof my, hy eer my ten spyte van. My kind gaan nog hierdie een geleentheid hê op aarde, voordat hy vir ewig en ewig en ewig dit nooit weer so geleentheid sal hê nie. Gaan hy dit gebruik? Ek as vader glo, my kind gaan die geleentheid gebruik. No, man. Loof God. Kom ons sê, ek verkondig, ek bid, ek loof. Nommer 4, mediteer die woord, oordink die woord, mediteer die woord. Psalm 1 vers 2, maar sy behaag is in die wet van die Here, hy oordink sy wet, wanneer? Dag en nag, almal sê dag en nag. So jy beplan jou dag, mag dit so wees dat jy die woord gehoorsaam, en in die dag oordink jy sy woord, in die nag oordink jy sy woord, wanneer jy gaan slaap. Hallo? Wat kom dit op neer? Jy is vol van die gedagtes van God. Sy gedagtes leef in jou. Wanneer die woord ryklik in jou woon, hoe kan die woord ryklik in jou woon, as jy nie tyd vat om die woord daar binne te sit nie? As jy nie tyd maak vir hom om te kan woon nie, plek maak om te woon. God, sy woord moet woon in jou emosies. Hy moet woon in jou gedagtes. Hy moet woon in jou verhoudinge. Hy moet woon. Dit beteken, hy voel welkom. Hy is welkom in elke faset. So, hy woon nog nie, maar ek kies elke keer dat hy sal welkom wees. Ek kies dat hy sal welkom wees. En baie keer is dit nie dat ons nou as prins lelik wil wees nie. Daai 3 maande wat ek gevat het, wat die mic so gebewe het vir 3 maande, elke dag wat ons die evangelie sing in die skole, en ek het vir die Here gesê, dit is nie my persoonlikheid, die Here sal my nie so gebruik nie. Ek gaan nie met mense werk nie, ek kan nie voor mense staan nie, ek kan nie voor mense iets doen nie. Ek maak 'n gemors van die graad 8 trompet eksamen by Unisa, omdat ek nie voor daai mense kon staan nie. Kry 1 uit 10 vir my orrel, né? Nie die orrel wat jy speel, nie die Engelse orrel wat jy voor die ander kinders moet staan. Ek kry daarom 1. Sy was mooi sarkasties toe ek die 3de keer 1 kry. Ag okay, dit was net ek. Maar bottom line, wat wil ek sê? Maar ek moet aanhou. En ek loop op die stage en ek sê, Here, ek gaan hierdie vir u doen. En as ek daar kom, dan sê alle dinge nee. Dit werk nie. Nou, en dan na die tyd, dan vat ek die skrif, ek is tot alles in staat, die Christus my krag gee, en ek het nie die gees van vreesagtigheid ontvang nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing, en ek het die gees van vrees ontvang om weer te vrees nie, maar ek het die gees van aanneming tot kind ontvang, deur wie ek roep, Abba Vader, en ek bly die skrif, en ek staan op die skrif, en ek mediteer die skrif, en die volgende oggend, dan ons weer 3 skooloptredes het, ja, gaat ons nou weer. Weet? En klankman vra vir my, wat maak jy met die mic? Daar's sweetmerke op wat ek nie afkry nie. Hy het dit regtig gesê. Ek vat hierdie mic so. Maar my broer, ja, hou aan mediteer. Ek het vir 3 maande gesien, dit werk nie. Hallo? Maar daar het 'n dag gekom, prys die Here. Toe is dit skoon anders, toe is dit heeltemal anders. Ek onthou nog ou Martin Taljaard het daar in Agape, het hy aanbidding gelei, maar hy het my altyd gesmeek om deel te wees van die band. Ek het sê nee. Ek moet trompet speel in die band. Nee, want ek doen nie iets voor mense nie, klaar. En toe die Army met hierdie band wat ons nou gaan, gospel band wat ons 1 keer by Agape optree, ek sal nooit vergeet nie, terwyl ek ons sing, hy sit daar in die voorste ry, maar die hele tyd, hy sit net sy kop. Na die tyd kom hy na my, hy kan maar so 'n bietjie dramaties wees, kom hy na my sê, wie is jy, wat het jy met Cornelis gedoen? Hallo,
mediteer op die woord en dinge gaan verander op maniere wat jy nooit gedink het, dit sal kan moontlik wees nie. Daai goed wat jy dink, mediteer op die woord, my boet, my sis. Nie net mediteer sodat daar goedjies gebeur nie, dis ook nie wat ek sê nie. Maar klim in die woord. Wel geluksalig, 3 maal gelukkig, is wat dit beteken, hè? Wel geluksalig, Psalm 1, is die man wat nie wandel in die raad. Hoekom nie? Want hy het gemediteer op die woord. Want nou nie wandel in die raad van die goddelose, nie staan op die weg van die sondaar, en die sondaar is die een wat dit mis. Jy gaan dit nie mis nie, want jy mediteer op die woord. Wat nie sit in die kring van die spotter nie. Jy sit nie in die kring nie, want jy sit saam met Christus in hemelse plekke in die kring van waar God is en sy woord is, en waar dit lieflik is. Hoekom is jy gelukkig en hoekom kry jy dit reg om nie in die raad, in die woorde van die goddelose, in die kring van die woorde van die wat God spot, in die woorde van die wat dit die hele tyd mis, staan op die weg van die sondaar. Jy staan vir goed wat jy verkeerd is, wat misleiding is. Hoekom nie? Want jou behae. Jy doen dit nie net omdat jy moet nie. Jy het 'n behae daarin. Dis vir jou lieflik. Jy's lief daarvoor om oor sy woord te dink. Jy's lief daarvoor om tyd met sy woord te hê. Jy's lief daarvoor om daai skrif sommer net weer te kan sê. En dis vir jou lekker om daardie woord te hoor. Né? Hallo. Daar was tye in jou lewe en vandag ook nog, ja. Maar jy onthou sekere tye waar dit vir jou so kosbaar was, wat dit vir jou so ontsaglik beteken het toe jy daai skrif ontvang het. Nou ek praat nog van meer. Nie waar jy dit gryp was toe die skrif ontvang het en toe dinge verander nie. Ek praat van waar jy net sit en jy die woord ontvang. Hy het nie sekere goedjies verander nie, maar net om die woord te hê. Om die woord te hê. Ek het hier al 'n paar keer ook gesê, halleluja, tydig en ontydig, vandag gaan ook so kort wees soos die vorige 2 Sondae, né? Ek onthou in Roemenië, net na die val van kommunisme, ons eerste uitreiking in Roemenië, en ek onthou daai jong mense, wat almal 'n Bybel gehad, ek sal nooit vergeet, hoeveel in my gesig, wat ek onthou, hoe hulle daai woord vashou. Want oupa is geslaan, die ene is gevoed, daai ene is dood, daai ene is in die tronk gesit, vir die res van sy lewe, omdat hy hierdie gehad het. En ek het die voorreg om hierdie te hê. Daai manier, hoe daai jong mense, daai woord hanteer het, in hulle hande, met die manier hoe hulle daai woord gedra het, ek sal dit nooit vergeet nie, man. Maar op daai 10 keer wat ek seker in Roemenië was dit vir my so sleg om te sien, al hoe meer wat hulle die westerse mentaliteit begin kry, die jong mense. Jy weet, en hoe dit net verdwyn. Want ons is nou al gewoond. Dis nie vir my vars nie. Want dis net 'n tipe van 'n gewoonte. Mag die Here ons help. Amen. Oordink sy wet, sy woord, dag en nag. Alright, dis die een van, wat ons vlees sê, dis nou 'n bietjie ontydig. Nommer 4. Nommer 5, verbly jou in God. Ek dink julle almal ken hom, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Dis mos jou 4x4, né? Kinders klein was, het ek vir hulle sê, dis jou 4x4, en jy nie neem, en as ons nou in die oggend, nou eers moet so bietjie 2 jaar later het jy die natuurlike gesig. Papa, ek is nie so klein meer nie, jy weet. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. En jy sê, dis jou 4x4, onthou. Verbly jou altyd, almal sê altyd. Het jy al iets gesê soos, daai ou, hy maak altyd so. Nou jy lieg, man. Hy doen nie die hele dag, 24 uur, elke dag net daai ding nie. Daai ou is altyd negatief. Jy hoor hom nie in ander gesprekke nie, hallo? Daai ou is altyd so, vloek daai ou man met daai woord wat jy sê. Maar nee, begin spreek die woord oor mense, begin spreek het oor jouself, maar begin eerstens by jouself.
Hoe gaan jy jou verbly in die Here? Dit beteken, jy het hierdie excitement in jou. Jy het hierdie excitement in jou. En dit is nie 'n emosie nie. Dit kom nie van jou siel nie. Want emosie is dor bo en dan emosie is dor onder. Emosie wil sommer 'n klap gee, of emosie wil sommer net sê, ag, whatever. Nie, julle is nie ander mense sin. Maar wat ek sê, hierdie verbly is mos God se blyskap oor my, nie waar nie? Die skrif sê mos, die blyskap van die Here is my krag. So ek verbly my in die Here. Ek verbly my nie net wanneer die Here iets nice gedoen het nie. Wanneer die Here vir my hierdie dingetjie en daai dingetjie en daai, wow, ek is so excited, ek wil getuig van. Count it all joy. Ander skrif wat julle ook nou neergeskryf het. Jakobus 1, né? Count it all joy. Jy kies dit. Count it all joy when you fall in various trials. Count it all joy when God gave you a breakthrough and provided for you so much and you are so blessed. Count it all joy. Ag nee man, is nie nou heeltemal. Natuurlik is dit mos. Jy gaan dit mos doen. Maar dit is daai oomblik wanneer jy voel jy wil dit nie doen nie. Maar dan wat jy sê in die Here, nie in die omstandighede eers nie, in die Here verbly ek my. Ek is bly en ek gaan vir altyd bly wees dat God my pappa is. Ek gaan vir altyd bly wees dat hy my gered het van die ewige dood en die ewige verderf en die ewige vuur. Ek gaan vir altyd bly wees oor sy genade, altyd bly dat hy my nooit sal begewe en verlaat. Maar as jy nie die woord ken nie, hoe gaan jy weet hoe om jou te verbly? So as jy jou altyd moet verbly in die Here, leer ken die woord. Dat jy in staat is om jou altyd, dat 'n woordjie van iemand jou nie net so bom omgooi nie. Vra my, ek weet hoe dit gebeur. Maklik. Nie my familie vra nie. Alright. Maar hoe hallo. Julle al gesien, partykeer is daar so 'n woordjie wat jy so 'n bietjie kan omgooi. Net so klein bietjie kan omgooi. Wat is die probleem? Daar's te min woord in my. Want as hierdie koneksie met die woord daar bly, dan gaan ek my kan verbly in die Here. Hey man, ons is almal op pad. Van niemand vat veroordeling nie. Ons is almal op pad. Maar ons gaan eers leer om minder uit ons siel te leef en meer vanuit ons gees te leef, sodat ons aanbidding in gees en waarheid is. Want God soek sulke mense. Hy soek dat jy hom sal aanbid vanuit jou gees en in waarheid. Kan jy jou altyd verbly? Maar ek moet nou nie dink dis ontydig dat ons 'n ekstra 5 minute vat nie. Is julle reg met daai ene? Dat ek daai skrifgie nou maar net bietjie vir my gebruik, né? Daar sê, wat trek ons nou? Nommer 6, daar's net 7. Nommer 6, dank God. Almal ken hom, Efesiërs 5:20. Terwyl julle, weer eens terwyl, my boet my sis, terwyl julle, terwyl, hierdie is alles terwyl, julle God die Vader altyd vir alles, almal sê, altyd vir alles, iemand het chappie gekou, 1, 2, 3, altyd vir alles, kom ons try nog een keer, altyd vir alles, as jy nou stop bly, is alright, whatever jy doen. Maar wat ek sê is, wanneer moet dit gebeur? Terwyl jy hierdie moeilikheid gaan, terwyl jy gespanne is, terwyl jy negatief is, terwyl jy baie positief is, terwyl jy baie sukses het, terwyl daar deurbraak is, terwyl jy in hierdie vergadering moet ingaan, terwyl jy in die vergadering is, terwyl jy hierdie goedjies doen en dit gaan goed of dit gaan sleg, terwyl jy dink aan die finansiële uitdaging, terwyl, ag, dankie Here. Begin bietjie met 'n dankie Here. Dankie Here dat U daardie ou uitsort en opvoeder. Nee. Toe nou nie daai manipulasie nie. Hallo, dankie Here vir wat? Vir alles. Altyd vir alles. Jy kan dit nie doen as jy dit nie doen
in die naam van ons Here Jesus Christus. Jy kan dit net doen, as jy dit in sy naam doen. Want in sy naam is jy veilig. In sy naam, weet jy is net genade. As dit nie vir sy naam is nie, as nie vir sy kruis is nie, is jy dalk die grootste gemors op aarde. Kan jy die grootste gemors, kan jy erger as Hitler gewees het? Wie sê vir jou, jy kon nie erger as Hitler gewees het? Vir wat nie? Dis net God se genade. So jy kyk na hierdie ouens wat droog maak, jy kyk na politieke ouens, of wie ook al jy wil kyk wat droog maak, dink aan die ou wat jy dink wat die meeste droog gemaak het op aarde. En dan sê jy, dankie Here dat ek nie soos hy is nie. Nee, dit was die Fariseer. Dankie dat ek nie soos hy is. Dankie Here, as dit nie vir u genade was nie, was ek erger as hy. So as jy wil dankbaarheid leer, dink aan al die ouens, wat jy mee 'n issue kon hê, of die ouens wat die droogste gemaak het en die mees gemors aangevang het op aarde. En dan sê jy, Here, as dit nie vir u genade was nie, was ek erger as hy. Dis dankbaarheid. Dan kan jy in alles. Hoe kan ek sê, altyd vir alles? Ek dank u vir die krisis. Ek dank hom altyd vir alles. Dankie vir die krisis, Here. Dankie vir daai finansiële krisis. Dit klink so sarkasme. Hoekom? Alle dinge loop ten goeie mee vir die wat God liefhet. So as ek daai skrif glo, dan glo ek hierdie krisis, hierdie uitdaging, hierdie situasie, hierdie ding waarin ek sit en ek voel ek is nog gevange in hierdie angs, of gevange in hierdie situasie van hierdie goedjies, gevange dat ek gou pessimisties of negatief of kritiek het. Maar dankie Here, dat vanuit hierdie situasie alles ten goeie gaan meewerk. Hierdie gaan 'n getuienis word. Jy sê vir daai vrees, dit gaan 'n getuienis word. Hier's 'n geleentheid vir 'n getuienis. Hier's 'n geleentheid vir hierdie getuienis. Vir hierdie uitdaging, vir hierdie krisis, hier's 'n geleentheid vir 'n getuienis. Ek dankie Here. So die vyand dink hy het iets aan jou. Weet jy wanneer hy weet hy het iets aan jou. Wanneer daai dankbaarheid verdwyn. Ek het 'n oop deur. Hey, hierdie ander boys, hierdie ander duiweltjies, ons het 'n oop deur by daai een. En daai een het vergeet van dankbaarheid. Daai een het vergeet dat wat hy is net genade. Daai een het vergeet, hy kan net roem in die kruis. Daai een het vergeet die onsaglike openbaring van die kruis. Wat hom net een eerste ding kan doen. Ek is dankbaar en ek roem in die kruis. That is ons met mekaar. Tydig en ontydig. Wanneer jy daai moan wil doen, vinnig, sê vir jouself, ek gaan nie mou nie. Nee man, dit gaan nie werk nie. Hallo? Jy begin net die Here loof. Kry die lig. Veg nie die duisternis met duisternis. Ek gaan nie in die duisternis van. Loop na die lig. Die lig gaan die duisternis wegjaag. The battle belongs to the Lord. Die stryd behoort aan die Here. Die stryd van wat? Die stryd teen duisternis behoort aan die Here, want wie is die Here? Hy is die lig. So laat die lig die duisternis uitdryf. Amen. Maar hardloop na die lig. Wees dankbaar vir die lig. Want die lig is daar vir jou. Amen. Ons land met 'n nommer 7. Almal sê, leef liefde en leer liefde. En dit is all the time, all the way. Daarom, grootste gebod wat hulle Jesus mee getoets het ook. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel het, moet in jou hart wees. So nou en dan. Altyd. Moet in jou hart wees. En jy moet jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan, tydig en ontydig. Kom maar weer 'n preek van ouma.
Ja, nee, wat, as my vrou lank op die foon was, dan was een van twee, maar baie keer was dit, lank op die foon, dan vra ek van, ja, ma, jy weet, een keer so lang preek gehad, toe kyk sy so 'n bietjie 'n program op TV, en toe is daar 'n grap ding, toe bars sy het, of in die lag, terwyl sy na die TV kyk, en met my ma praat, maar my ma het toe al so 'n halfuur gepraat, maar, wat van ons vir mekaar sê, hallo, tydig en ontydig, my broer, maar ons moet die Here vir kreatiwiteit vra, dit help nie, jy versmoor jou kind met jou preek nie, hallo, wat jy die hele tyd vir ons sê, moenie dit, jy moet die Heilige Gees vra, wat moet jy vra? Jy moet hulle leer, dat daar passie in hulle hart is, passie in hulle siel is, passie in hulle krag is, en daai passie is die liefde van God. Jy leer hulle, hoe lief het God hulle, en omdat God jou lief het, daarom wil jy jou beskerm, dat jy nou nie met daai girltjie nou hierdie verhouding gaan hê nie. Omdat hy jou lief het, wil hy jou beskerm, dat jy nou nie na daai partytjie toe gaan nie, en dit en dit. Maar kom, hy het hulle ook lief, so kom ons bid sommer vanaand gou vir hulle. Kom ons sit sommer nou, daai maatjies van jou. Nou sê jy nie, daai maatjies is van die duiwel af nie, jy gaan nooit na hulle toe gaan. Kom ons bid vir hulle. Kom ons bid vir daai maatjies. Hallo? Kom ons bid vir daai maatjies. Dink jy ons kan 'n woord van die Here kry vir daai maatjies? Nou weet jy, daai maatjie gaan of verdwyn, of daai maatjie gaan nader kom. Maar jy het nie vir hom gesê, jy bly weg van hom maatjie, jy bly weg van hom maatjie, jy bly weg van hom. Maar jy vra Heilige Gees, hoe moet jy daai kind leer om God se liefde te vat en God se liefde te gee? Die grootste gebod. Ons sê, leef liefde en leer liefde. Wanneer? Altyd. Altyd, want jy het in hierdie liefdesverhouding met jou God, die liefde wat die vrees na buite dryf. Die stryd behoort aan die Here, my broer, my sis, in jou verhoudinge, eerstens verhoudinge met jouself, en dis waar die grootste krisis is. Number 1, jy ontvang God se liefde, toe jy hom aanneem. Jy kan hom nie lief hê nie, jy kan nie jouself lief hê, jy kan nie mense lief hê, as jy nie eers die liefde ontvang het nie. Jou eie liefde is vrot liefde. My eie liefde is manipulerende liefde. Dis 'n ding wat, dis 'n ander gogga. Nee, ek ontvang sy liefde, want God is liefde. So my vervulling van liefde kom van hom af. As die helfte van God in jou woon, dan is die helfte, dan het jy amper kan jy liefde ontvang. Nee, die volheid van God woon in jou. So die volheid van God se liefde woon in jou. En daarom het jy die volle kapasiteit van wie God is, om hom lief te hê, met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, al jou krag, alles. Maar vanuit daai liefde wat jy dan van God ontvang, en van God teruggee, jy gaan dit nie reg kry om daai mannetjie, of daai ander enetjie lief te hê, as daar nie nog eers iets anders te gebeur nie. Jy moet jouself lief hê met daai liefde. Maar as jy die hele tyd issues met jouself het, gaan jy issues die hele tyd met mense hê. So sorteer nie die issues met mense uit. Probeer nie vir almal lief wees nie. Voordat jy nie in die woord inkyk en verstaan, hoe ontvang jy God se liefde vir jou? As jy weet hoe kosbaar jy is vir God, vanuit daai genade, vanuit daai wow, sê jy vir iemand, weet jy hoe kosbaar is jy vir God? Weet jy hoe kosbaar is? Ek het 'n getuienis in my, van 'n liefde wat leef, wat vir my fantasties is. Daar's 'n getuienis in my, van liefde wat amazing is, onbeskryflik is, en met daai onbeskryflike liefde, veilig ry, daar sê, sterkte hoor. Is julle hierso? Goeiemôre. Met daai liefde, hê ander lief, because it's the overflow of the cup. My beker loop oor. My beker loop oor in die verlede, nooit meer in die toekoms nie. My beker loop oor van woede, my beker loop oor van verapheid, my beker loop oor van, ek is nou klaar met hierdie ding, en my beker loop oor. Ja, wat uit die mond uitkom, dis van die hart wat vol is. Dis die beker loop oor. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Dis die vertaling van my beker loop oor. Maar mag daai hart so vol wees,
So vol wees van 'n pa wat jou so ontsaglik liefhet. Deur Jesus, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai, want omdat hy my so lief gehad het. Embrace that love, ontdek daai liefde. 5:5, ons het vol gehad, 5:5, Romeine 5:5, Heilige Gees stort die liefde van die Vader in my hart uit. 5:5, vat 5, né? Die Heilige Gees stort die liefde in my hart uit, dis Romeine 5 vers 5. En vanuit daai liefde, jy kan. Want as jy sê jy het God lief, dan beteken dit jy gaan jouself lief hê op die regte manier. Jy gaan jou lewe kosbaar hanteer, want hy het gesterf vir daai lewe. Daar's 'n jy wat vrot is, wat sleg is, maar daar's 'n jy wat so onsaglik kosbaar is. En jy beter besluit, jy maak God 'n leienaar, of jy glo God praat die waarheid, want die waarheid van sy woord is, jy is onsaglik kosbaar. En jou waarde sien jy aan die kruis. Waarde. Daai dingetjie, R10, daai enetjie, $10 triljoen. OK, daai 10 triljoen, hoe weet ons sy waarde? Omdat ek dit daar binne in hom kan sien? Nee, omdat daai glas dingetjie, iemand gesê, dit is sy waarde. Kan ons dit in onsself sien baie keer? Nee, glad nie. Maar jy kyk na die waarde, wat aan jou gekoppel is. Wat aan jou gekoppel is die kruis. Wat aan jou gekoppel is dit wat Jesus gedoen het. Jy het saam met hom gesterf, saam begrawe, saam opgestaan, saam gesete in hemelse plekke, met 'n lewe wat verborge is in die Seun van God. Mag God jou help, mag God my help, dat ons dit sal verstaan, my broer, my sis. Amen. Kom ons sê tydig en ontydig. Heilige Gees gaan my help. Here, kom en doen dit wat U wil doen, asseblief. Here, vergewe ons wat baie keer tyd 'n verskoning was, wat ons sê, ons het die reg op ons eie tyd. Ons het die reg om ons tyd te bepaal wanneer wat gebeur, terwyl ons tye in U hand is. Here, ons weet nie eens die dag wanneer ons deurgaan na die ewigheid toe nie. Ons weet nie eens watter dag U kom nie. En hoe wil ons sommer net besluit wat ons met die tyd wil doen? Here, ons tyd hier op aarde is 'n geleentheid, maar 'n geleentheid vir U. 'n Geleentheid om saam met U, 'n geleentheid om vir U te leef. Help ons, Here, om te verstaan hoe die lewe Christus moet wees en die sterwe van ons vlees, die sterwe van ons eie robbies. Daai sterwe is dis wins. Ek bid dat U met elke boetie sissie sal praat hier, wat verander het terwyl hulle die woord gehoor het. Wat die keuse gemaak het terwyl hulle die woord gehoor het. Here, dat ons die geleentheid sal aangryp, dat ons sal verstaan hoe om tydig en ontydig U woord te verkondig tot onsself en tot ander. Tydig en ontydig verstaan hoe om altyd te kan bid, en in gebed en in die gees te wees, en om saam met U die lewe te doen, Here. Hoe om gedring deur liefde te wees, en U liefde te ontvang. Here, ek bid vir elke man, vrou wat deur goed gaan, wat genesing in die hart nodig het. Genesing in die hart nodig het. Deur eerstens net te ontvang, U Vader liefde. Stort nou U liefde in hulle harte uit, Here. Ek bid dat dit so sal wees vir elkeen, in die naam van Jesus. En ek bid dat U vir ons sal wys vir wie ons moet bid. Here, vergewe ons waar op 'n tydjie negativiteit was, en ons kies om dankbaar te wees in alle omstandighede. Dat ons U altyd sal dank, Here. Mag dankbaarheid, Here, ons harte beskerm in U. Ons vertrou U daarvoor, Vader. Help ons Heilige Gees, herinner ons Heilige Gees, gee ons U genade om die dissipline te hê, om op hierdie woord te mediteer. Dat U woord vir ons kosbaar sal wees, dat ons U woord sal lief hê, 'n verlange sal hê na U woord. Ek bid dat dit elkeen se deel sal wees wat hier sit. Elkeen se deel sal wees wat hier sit. Maar Vader, so bid ons vir elke kerk ook, dat daar so 'n herlewing sal uitbars in die kerke, wat daar ewe skielik net hierdie honger gaan wees vir U. Honger vir U teenwoordigheid, honger vir U woord, Vader.
Laat dit so wees. Hê genade op u bruid, hê genade op u kerk, Here, in die nasies. Ons vra dit in Jesus naam en daarin naam alleen. Amen. Amen.